John Steinbeck, Grapes of Wrath. Goeiemiddag mense. Johan Sietsman hier van die ZAR Boervolk. Dit is die 14de Mei 2025. Is gevra om gou hierdie videoetjie te maak betreffende die 49 of 59 Afrikaner-Amerikaners, gaan ons hulle nou maar beskryf, die vlugtelinge Amerika toe. Mense met wie baie simpatie het. En ja, dit is die jammerlike ding wat gebeur het aan die Amerikaners wat hulle ontvang. President Donald Trump, kolonel Chris Wyatt, die Amerikaanse regering, indien nie al die ander Amerikaners nie, baie dankie. Ons is nie in staat om hulle self te akkommodeer nie, maar hierdie ding kom 'n baie lang pad. Kom ons begin by die begin, hulle is weg, want hulle hoor elke dag kill the boer, kill the farmer. Nou, waar kom daai dingetjie vandaan? Ons weet Pieter Mokaba het dit begin in die laat 80s, kill the boer, en Malema Zuma, Winnie Mandela het dit uitgebrei na kill the farmer by, kill the boer, kill the farmers. Dit is mense wat sit in 'n land met 143 wette teen hulle bestaan, wat hulle bestaan reguleer en hulle keer om enigstens vooruitstrevend te raak, indien hulle nie inskakel by die ANC se idee van sosio-ekonomiese voorspoed en rassevermenging en al sulke goed nie. En natuurlik die weggee van alles wat jy het nie. Die deel wat jy het, vir die wat nie wil werk vir hulle nie. Goed, waar kom kill the boer vandaan? Dit is 'n baie ou oorsprong. Nou die ou Engelse sendelinge het dit natuurlik aangemoedig hierso. En hulle het die grensoorlog veroorsaak, al daai klas van goed. 'n klomp van die Engelse troepe het dit ook in hulle harte geskree, toe hulle ons op Majuba bestorm het. Toe hulle ons bestorm het na Majuba, by Spionkop, ander plekke. Dit was 'n Britse sending gewees, definitief. Maar dit gaan ook na 'n ander periode toe. Die periode van die vroeg 20s in Sowjet-Rusland. Toe het Lenin begin probleme kry met sy kulaks. Kulak was 'n peasant gewees. Hulle noem dit 'n boer, met 'n klein lettertjie, 'n landbouer, sê maar 'n plaasboer. Kom ons noem dit plaasboere. 'n kulak was 'n plaasboer wat die eiendom besit het. Hy het meer koeie en perde en beeste en ganse gehad as die ander. En die ander peasants het nou nie vreeslik daarvan gehou nie, en die kommuniste definitief nie. Want hulle is deurdrenk met Karl Marx se ideologie van kollektivisme. Hy wil die plase, die oorsprong, die produksiemiddele wil hy beheer. Hy wil die grond besit, die staat. Hy wil die boerdery beheer, die produksie wil hy beheer. Daarmee hou hy sy mense vas en hy beheer hulle in totaal. Nou die kulaks, die grondeienaars, baie van hulle was aanvanklik ondersteuners van die vroeë kommunistiese party. Verskeie forme gehad, bolsjewisme, Menshevik en klomp ander, Trotsky. Dit het nou als onder Lenin en Stalin ten gronde gegaan. En Lenin en Stalin het die heerskappy gevier. Lenin word te vies vir die kulaks, want hy wil hulle grond hê, hulle wil dit nie gee nie. Hy gee toe 'n instruksie aan sy kommunistiese partylede, dat elk van hulle 'n kulak moet gaan vang, onteien, slegs in die openbaar en die publiek, en hom ophang, doodmaak. Stalin gaan verder. Stalin vat die staat se mag en hy span dit in teen die kulak gemeenskap, 'n klas, boere, klein boere. Hy span dit in teen hulle. Hy onteien hulle. Hy stel 'n spul van hulle tereg, ek dink 150.000 as ek reg onthou. Hy verskuif hulle 5 miljoen, verskuif hy daar in Siberië toe, 5,5 miljoen. Ek dink 3,5 miljoen is dood. Hulle is onteien. En waar bring dit ons by hierdie mense van vandag, die 49, 59 Afrikaner-Amerikaners, die vlugtelinge, die refugees? Hulle sit in dieselfde ding. Hulle sit met wetgewing wat hulle verbied om ordentlike besighede te bou, sonder om 'n swart vennoot in te neem. 'n Swart vennoot wat die helfte of meer as die helfte kry vir niks. Vir geen bydrae, geen inset, geen arbeid. Hulle kan nie ordentlik skool gaan nie.
Hulle kan nie na ordentlike skole toe gaan nie, ordentlike skole mag nie bestaan nie. Dit moet als gemengde sosialisties geïnspireerde skole wees met sosialisties geïnspireerde leerplanne. Die vakke wat hulle loop. Die inhoud van daai vakke is 'n gemors. Ons kyk na die besighede. Jy kan nie 'n goeie besigheid hê nie. As jy 'n goeie mynkontrak of iets kry, moet jy 'n swart vennoot inneem. En groot besigheid speel saam. Dis die ironie van die saak. Groot besigheid, die groot kapitaliste speel saam om die kommunisme te versterk. Nou hierdie mense kon dit nie langer uithou nie. Ek kan hulle nie kwaadlik neem van hulle is boere, klink dit my as ek luister na van die stories. Meeste is Afrikaners en ek weet nie wat sê ander nie. Hulle lyk na gawe mense, oulike mense. Waarom moet ons hulle laat uitjaag die land uit? Hulle is dalk slimmer as ek en nie. Hulle vat dalk betyds hulle pad en hulle loop. Ek weet nie. Die feit bestaan hulle weg. Ons gaan hulle nie weer hier sien nie. Tensy meneer Ernst Roots natuurlik beplan om 'n klomp aktiviste daar te stel uitgeweken is, soos die ANC uitgeweke was, gedurende die 60s, 70s, 80s, baie van hulle selfs eers later teruggekom. Toe het hulle 'n klomp refugees gehad wat gevlug het, en hulle was oral in die wêreld. En van hulle het nogal heel handig vir hulle self gesorg, of laat sorg, die beste. Kom ons kyk, wat is die ander as ooreenkoms met die 1920s, 30s. 1920-30 het ons nou hierdie goed gekry in Rusland, die moord op die kulaks. Dieselfde ding het in Oekraïne gebeur, wat toe deel was van die Sowjetunie. Daar is ook 'n hele klas uitgewis. 'n Klas is uitgewis in die groot hongersnood, die Holodomor. Nie Holocaust nie, Holodomor. Wat Rusland daar afgedoen het, groot hongersnood. Dit is letterlik uitwissing deur hongersnood, wat dit beteken. In Duitsland. In Duitsland het hulle net begin herstel van die oorlog toe kom hier die Groot Depressie. Die Nasionaal-Sosialistiese Demokratiese Arbeidersparty staan op. Hulle kom onder leiding van Adolf Hitler en Adolf Hitler begin Duitsland herbou. En hy stoot hom aan tot hulle 'n magtige land is. 80 miljoen mense met 'n geweldige leermag en hulle wil weer die ou Duitse gronde teruggee verby die verdrag van Versailles, wat hulle beskou as onregverdig en vernederend. Heeltemal reg ook. Maar die res van Wes-Europa gaan ook deur hierdie gemors. Ook hulle ly depressie. Ook hulle, daar verloor die klein boere hulle grond. En middelklas boere en besigheidsmanne. En gaan bankrot. En is gemors. Totaal. Selfs in Engeland. En die magtige Amerika, die VSA, wat in 1918 'n groot deel van die wêreld se handelsveld bygekry het, deur hulle toetrede tot die Eerste Wêreldoorlog. Amerika floreer, maar Amerika gaan agteruit. Hulle het sopas hulle Federal Reserve daar gestel. En hulle kry probleme. Die depressie word veroorsaak. Dit is geweldige droogtes ook. Met Amerika in die Midweste, daai manne van Oklahoma en Ohio en daai plekke. Letterlik miljoene van hulle verhuis en trek. Hulle gee hulle klein boerderye op, hulle 40 eikers en 100 eikers en 140 eikers, gee hulle op. En 'n groot deel skuif na onder andere Kalifornië toe, om te gaan druiwe pluk. Die befaamde sosialis skrywer, ek het nou sy naam vergeet. Hy het geskryf die boek Grapes of Wrath. Ek sal op sy naam kom dit later stel. Daai mense gaan Kalifornië toe, hulle word verskriklik verniel. Tiene van duisende van hulle gaan dood. En hulle verarm. En hulle word 'n lae arbeidersklas. Grondeienaars. Selfstandige boere. Kulaks. Boere, plaasboere, landbouers. Hoe jy dit ook al noem. Hierdie is 'n klasseoorlog. En net daarna breek die Tweede Wêreldoorlog uit. Hitler, waaruit hy wil die olievelde weer kloestie terug hê, dit is deel van Wes-Pryse gewees, dit is Duitsland. Ander plekke, Rusland gaan saam met hom tot op 'n punt, en toe draai Rusland teen hom. Die kommuniste draai toe teen die nasionaal-sosialiste. En daar begin 'n groot oorlog.
Engeland en sy tande sit 'n slypie voor, hulle val in. En nou ja, die hele wêreldoorlog begin. En uiteindelik word 'n groot deel van die wêreld vernietig. Amerika het voor die oorlog, het hulle vir Rusland ekonomies en industrieel geweldig ingestop. Rusland kan goed baklei teen die Duitsers. Hulle hou inderdaad uit, hulle verloor miljoene, maar hulle hou uit. En hulle help die oorwinning. Hulle druk basies die oorwinning af. Want Hitler is op twee fronte. Hy het nie verwag die Engelse en Amerikaners gaan so hard baklei nie. Hulle baie harder toegetree. En Duitsland word vernietig tot waar hy vandag staan. Met 'n sosialistiese regering. Hierdie klomp Europese Unie lot is klein sosialiste. In Duitsland word volkswese ontken. En volkswese word afgedruk. Privaat besit is een van die volgendes. In Amerika neem die sosialisme die kommunisme toe. Teen 'n geweldige tempo. Privaat besit word ontken. Privaat grondbesit word ontken. Hulle wil graag die grond as eiendom van die staat hê. Barack Obama was 'n groot voorstander en het geweldig baie gedoen. En die Amerikaners baklei kliphard daarteen. Engeland is daar mense wat geslagte en geslagte al op die plaas is. 200.000 jaar. Hulle moet af. Dit word nou staatsgrond. Wes-Europa, dieselfde. Destyds in Amerika met die depressie in die 30's, toe 'n klomp Amerikaners van die geboue afgespring. Ek sien dit weer gebeur. Ek voorsien aakligheid. Hierdie is 'n kommunistiese komplot. Hierdie arme mense wat nou Amerika toe vlug, die Amerikaners. Hulle is ons dalk 'n bietjie vooruit. Maar ek het 'n probleem. Ek is 'n boer. My mense is hier gesetel. Ons het deelgeneem aan die groot trek. Ons het geveg. Al die voorname slagte is daar voorsate vir my. Nie almal lynreg nie, maar daar. Ons het geveg in die Tweede Vryheidsoorlog. My voorsate het geveg in die rebellie. My pa was in die Ossawa brandwig teen Jan Smuts en die Engelse. Ek self was in die regse stryd daarna. En so paar keer toegesluit en sulke goed, maar ek het oorleef. Ek kan tog nou nie Amerika toe gaan nie, of enige ander land nie. Wat doen ek? My mense het die gelofte aangeneem, die gelofte van Bloedrivier. Dit is die boervolk se gelofte, wat daardie spesifieke land wat die boere kry, vir hulle gee. Dit is nie met 'n aardse of 'n VVO of 'n wêreldmag bepaal en oorgegee nie. Dit is deur die Vader se hand, die enigste volk in die wêreld wat so iets kan toon, so wonderwerk kan toon. Waarom moet ek dan vlug? Waarom moet ek bevrees wees? Ek is nie. Ons van die ZR boervolk, ons wil nie oorlog begin nie. Ons wil dit verhoed. Ons wil die vrede wen. Die oorlog sal ons natuurlik wen as hy kom. Ons waarsku die mense om liewer nie te maak nie. Maar regtig mense, kry bietjie ruggraat, omgord julleself, staan styf. Stop hierdie nonsens. Moenie vir dit val nie. Kry julleself in orde en laat ons boer wees. Laat ons boererfenis terugkry. Dan gaan hierdie arme Afrikaners ook nie so bang wees en wegvlug die hele lot nie. Daar sê, baie dankie.